Dierbare Here Jesus, baie dankie vir hierdie kosbare voorreg om vandag weer om u woord te sit. Mag die woord ons bemoedig, mag die woord vir ons vandag weer hoop gee en mag ons versterk word deur u woord. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, vandag wil ek met u praat aan aanleiding van 'n gedagte wat die Here op my hart gelê het, en dit is: God gee om. Hoe dikwels ervaar ons eensaamheid of verwerping, selfs in ons moeilike tye van ons lewens, en wanneer ons op 'n plek kom waar ons regtig ervaar dat ons alleen is en dat niemand vir ons omgee nie, en dat ons op 'n plek is wat vir ons nie lekker is nie, en dan kom die Here en dan kom bemoedig hy ons, en ek vertrou dat die Here vandag weer eens vir u sal bemoedig deur die woord, en dat u waarlik vrede sal vind uit die hand van die Here, genade, en weet dat God gee om. Nou, dit is dan wanneer ons die Here se teenwoordigheid en besorgdheid beleef, en dan beleef ons ook dat hy die een is wat omgee en wat vir ons bring by die bewustheid dat deur alles heen is God nog steeds daar, en ons is nie alleen nie, en ons is nie vergete nie. En al voel dit vir jou so, al voel jy en al ervaar jy dat niemand vir jou omgee nie, wil ek jou vandag bemoedig uit die woord van die Here, dat God gee om. Nou wanneer ons na hierdie gedagte kyk en dit bedink, dan gaan my gedagtes terug na Johannes 3 vers 16 en 17 toe. Baie bekende gedeelte in God se woord, waar die Here vir ons net laat verstaan, dat ons is vir hom waardevol, ons beteken vir hom so baie, dat hy sy seun gegee het. En dan sê hy wil nie hê dat een moet verlore gaan nie, maar dat elkeen, almal, die Bybel is so duidelik, hy sê, almal ervaar die teenwoordigheid van die Here, die genade van die Here, God se liefde, en ervaar ook dat God waarlik omgee. Nou in Psalm 116 vers 5, lees ek die woorde wat sê, die Here is genadig en regverdig, en onze God is 'n ontfermer. Hy is besorg oor ons. Nou, die gedagte van God gee om, het ek eintlik in Hebreërs 2 vers 16 ontdek, en dit sê, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die nageslag van Abraham bekommer hy hom. En dit is vir my so 'n kosbare waarheid, dat maak nie saak waardeur jy gaan nie, dit maak nie saak waar jy jouself bevind in die lewe nie, of jy eensaam is en of jy verstote is, maak nie saak nie. God gee om. God is 'n ontfermer, en hy is die een wat waarlik jou belange op die hart dra. Nou in Markus 4 vers 38 lees ons van waar Jesus die storm stil gemaak het. En dan lees ons hierdie merkwaardige woorde van die disippels wat sê, Here, gee U nie om dat ons vergaan nie. Here, ons is in hierdie benoudheid en ons weet nie. En dan kom die Here en dan praat hy met die wind en hy praat met die see. Die storm bedaar en die wind gaan lê, en hierdie mense beleef dat God is die ene wat regtig omgee. Daarom is dit ook so belangrik dat al is ons ook in ons gebrokenheid, en dit is so, soms is dit ook dat in ons lewens 'n belewenis, 'n ervaring, dat ons op 'n plek is waar ons half buite hoop staan, dat hoop eintlik vir ons net 'n vae gedagte is, maar vir die wat die Here liefhet en wat die Here dien,
dan kom die woord en dan bemoedig hy ons. En mag die Here u vandag weer eens bemoedig. Nou ek wil Lukas 10 vers 33 tot 37 praat van die barmhartige Samaritaan. En ek wil graag hierdie gedagte met gebruik as 'n fondasie om vandag vir u 'n paar dinge uit te lig, sodat u kan moed skep, sodat u waarlik kan ervaar dat God is die een wat omgee. God is die een wat intens in jou lewe belangstel. Fyn detail is vir God belangrik oor jou lewe. As ek dink hoe dat hy ons gemaak het, daar is soveel detail in ons lewens, in ons liggame ingebou, dat ons nooit kan twyfel aan God se detail oor ons lewens nie. Vir my, absoluut, so 'n tipiese bewys van dat God omgee. Nou, ons ken almal die verhaal van die barmhartige Samaritaan, van die man wat deur die rowers aangeval was en vir dood gelaat is. Hulle het hom beroof, hulle het hom geslaan en hy het daar vir dood gelê. En die Bybel sê, en die mense het verbygegaan, party het aan die ander kant van die pad verbygegaan, want hulle wou nie bemoeienis maak nie. Mense het, daar's so min mense wat regtig omgee. Die oomblik as jy iemand vind in jou lewe wat omgee vir jou, dan bewaar jy en jy koester daardie verhouding, omdat jy weet, dis mense wat omgee. Maar hier lê 'n man langs die pad besig om dood te gaan. En almal, die kerk en almal loop verby, maar een man, hierdie barmhartige Samaritaan, kom en hy bewys genade, barmhartigheid. Hy gee om, hy gaan stop en hy gaan doen moeite met hierdie man wat deur die rowers aangeval was. En ek lees hier iets baie kosbaars en terwyl ek dit so bedink het die Here so 'n paar gedagtes in my hart losgemaak wat ek regtig vandag met u wil deel. En ek vertrou dat die Here vir u sal help. In die eerste plek, hierdie man was jammer vir hierdie man wat deur die rowers aangeval was. Jesus by geleentheid was ook, lees ons in die woord van die Here, en hy was vir hulle baie jammer. Daar was empatie in sy hart teenoor mense wat seer het, wat in rou was, wat 'n tekort het, wat die behoefte ook al mag wees. Net soos hierdie barmhartige Samaritaan jammer was, het die woord van die Here ons vandag weer opnuut kom bevestig, dat God wat 'n ontfermer is besorgd oor ons, hy's bekommerd oor ons, meer as die engele wat geval het. En daarom is hy ook die een wat die storm stil maak. Hy is die ene wat met die storm praat en vir ons 'n rustigheid bring. So, ek wil vandag net 'n paar gedagtes uitlig, en ek vertrou dit gaan vir u help, want ons gaan hierdie man se belewenis gebruik, sodat u kan verstaan dat Jesus ook so iemand is, soos hierdie barmhartige Samaritaan. Dag vir dag ervaar ons dat God omgee, dat God bemoeienis maak, en dat God ons nie in die steek gelaat het nie. Nou, wat het hierdie man wat deur die rowers aangeval was beleef? In die eerste plek, die barmhartige Samaritaan het na hom uitgedraai. As die barmhartige Samaritaan ook maar soos die ander net verbygeloop het
het hierdie man sekerlik gesterwe. Maar hy het na hom uitgedraai. En so het Jesus ook na my en jou uitgedraai. Daar by geleentheid het hy gekom en het genade aan ons bewys. Hy het homself aan ons openbaar as die ontfermer, as die een wat bekommerd is oor ons, wat nie wil hê dat ons verlore moet gaan nie, maar dat ons die ewige lewe kan beerwe. Wat nie wil hê dat ons honger moet gaan slaap nie, of naak moet gaan slaap nie. Wat wil hê dat dit met ons in alles goed moet gaan? Dis sy hart, want hy gee om. Jesus het net so hierdie barmhartige Samaritaan ook uitgedraai. Hy het die 99 gelos en het na jou en my uitgedraai wat verdwaal en verlore was. In die tweede plek lees ek dat hierdie Samaritaan het hierdie man se wonde verbind. En dan kom die gedagte by my op, net so het Jesus ook deur sy wonde ons wonde kom gesond maak. Hy het ons ook kom verbind. Hy het ook vir ons kom genesing bring. Jesaja sê dit, hy sê deur die wonde van Jesus kom daar genesing, daar kom bevryding, daar kom verlossing. Petrus sê, ons is deur die wonde van Jesus genees. Ons is, so met ander woorde, Jesus het ook ons wonde kom verbind, wat deur die vyand geslaan was, wat deur ons eie toedoen, 'n belewenis van seer, van in die dood, maak nie, wat dit ook al mag wees. Jesus het gekom, en hy het ook ons wonde kom verbind. Terwyl hy ons wonde kom verbind het, net soos wat die barmhartige Samaritaan olie en wyn op sy wonde gesit het, so het Jesus ook gekom en met sy bloed oor ons wonde gekom, sy bloed uitgegiet oor ons wonde. En so het ons heling gekry, so het ons gesond geword. So het ons ook verlossing en genesing en vrymaking beleef. En elke dag nog, wanneer die lewe vir ons so 'n bietjie stikkend maak en seer maak en vir ons ook beroof van wonderlike dinge, dan kom Jesus. En hy kom ook, en hy gooi ook sy olie en sy wyn. Die bloed van Jesus reinig ons, die bloed van Jesus heilig ons, die bloed van Jesus genees ons. Die bloed van Jesus beskerm ons. So kan ons aangaan en aangaan. In die vierde plek lees ek, nadat die barmhartige Samaritaan hierdie man se wonde versorg het en verbind het, en hy gesien het dat hierdie man kan nie op sy eie loop nie, het hy hom op sy pakdier gelaai. Met ander woorde, hy het sy plek op sy pakdier vir hierdie man gegee. Het Jesus nie ook vir ons die las kom dra nie? Toe ons nie op ons voete kon staan nie, toe ons nie vir onsself kon help nie. Psalm 68 vers 20 sê, dag na dag dra hy ons. Ons wat in Christus Jesus ons hoop gevind het, genade gevind het, hulp gekry het. Hierdie Jesus kom ook en hy help ons op sy pakdier. En hy vat ons en hy dra ons, soos die Bybel sê, hy dag na dag dra hy ons. En is dit nie wonderlik om te weet, ek dink sommer aan die storie wat vertel word van die 2 rye spore en plek is daar net 1 ry spore. En dan word die vraag gevra, Here, waar was u toe daar net 1 ry spore was? En die antwoord kom terug, dit was die tyd toe ek jou gedra het.
Dis die tyd toe jy nie kon loop nie, wat ek jou op my pakdier gesit het. Ek het jou gewig op my geneem. Ek het vir jou die oorwinning behaal, maar ek het in jou plek gegaan. Maar meer is dit, ek dra jou waar jy nie kan loop nie. Is dit nie 'n wonderbare, 'n kostelike gedagte om te koester, om te weet, Here, wanneer ek nie kan nie, dan is U daar. Is dit nie wat die woord vir ons leer, waar die apostel skryf, hy sê, op ons wat sterk is, rus die verpligting, of met ander woorde, die verantwoordelikheid, om die swakke te dra, totdat hy sterk genoeg is. Jesus kom en hy dra ons, totdat ons sterk genoeg is, om weer op ons 2 voete te loop. En dan gaan hierdie verhaal verder, en hierdie barmhartige Samaritaan besef dat hierdie man kan nie op sy eie aangaan nie. Hy moet verder versorg word. En hy vat hom na 'n herberg toe. En hy sê vir die eienaar van die herberg, hier is 'n vooruitbetaling vir die koste ten opsigte van hierdie man. Kyk mooi na hom, versorg hom. 'n veilige plek, waar hy nie weer beroof kan word nie, maar waar hy gesond kan word, waar hy weer kan herstel. 'n plek, so 'n veilige hawe. Is dit nie wat Psalm 91 vir ons leer nie? Wanneer ons by Christus skuil, word hy vir ons 'n veilige hawe, 'n herberg, waar ons nie bekommerd te wees oor die pyle wat vlieg en die pes wat beweeg en die aanslae van die vyand nie. 'n herberg, 'n veilige plek. Christus is vir ons 'n veilige plek. En wanneer jy op 'n plek kom waar jy ook soos hierdie man wat deur die rowers oorval was, kom en jy weet nie waarheen nie en hoe nie, sit jou vertroue in God, want hy gee om vir jou. Hy gee waarlik om vir jou. En dan kom hy en dan sê hy, hier is vir jou 'n plek van rus en vrede. Hier is 'n veilige plek. Solank jy hier bly, hoef jy nie bang te wees nie. Hoef jy nie angstig rond te kyk nie. Want ek het iemand daar nie gegee, sodat jy versorg kan word. En dan sien ek 'n kosbare waarheid, wat hier in die laaste deel kom van hierdie gedeelte, van hierdie wonderlike verhaal van die barmhartige Samaritaan. En voordat hierdie Samaritaan vertrek op sy reis verder, sê hy vir die eienaar van die herberg, hier is 'n betaling. As dit nie genoeg is nie, sal ek my rekening betaal wanneer ek weer verbykom. Met ander woorde, hierdie Samaritaan het ook die skuld vir hierdie man wat deur die rowers was, aangeval was, betaal. Nou sê Kolossense 2 vers 14, dat daar was vir ons ook 'n skuldbrief wat teen ons getel het. Ons was ook skuldenaars, wat die dood verdien het, maar Jesus het ons skuldbrief gevat, en het dit aan die kruis vasgespijker, en met sy eie bloed betaal. Met ander woorde, net soos hierdie Samaritaan hierdie man se skuld betaal het, so het Jesus ook my en jou skuld betaal. En ons hoef nou nie meer te offer nie, ons hoef nie meer 'n lammetjie te slag nie, want Jesus het vir eens en vir altyd volgens Hebreërs 9 vir ons die prys betaal. Ons skuld is betaal. Ons is nie meer skuldenaars nie. Nee, want Jesus het vir ons, en dit gee vir ons gemoedsrus.
Ons is nou sonder finansiële laste. Ons is sonder 'n skuldlas. En dit is wat Jesus doen, omdat hy omgee. Dan die laaste ene, en dit is dat Jesus kom, net soos hierdie man, hierdie Samaritaan, vir hierdie man wat besig was om dood te gaan, weer 'n hoop te gee, weer 'n verwagting te gee. Weer te sê, daar's nog steeds hoop. Jy moet net gesond word. Jy moet net vashou in geloof en weet, ek het alles klaar vir jou uitgereël, ek het alles klaar vir jou betaal, jy skuld my niks nie, jy skuld niemand niks nie, maar daar's 'n verwagting, dat dit weer met jou beter sal gaan. Net so kom Jesus ook. En Jesus gee vir ons in Jeremia 29 vers 11, die wel ou bekende gedeelte wat sê, wat ek vir julle beplan, is voorspoed en nie teëspoed nie. 'n hoopvolle toekoms. 'n hoopvolle toekoms. Wat is hierdie hoopvolle toekoms vir my en vir jou? En dit is dat Jesus weer gaan kom. Dat Jesus het alles gegee sodat ons gereed kan wees, sodat ons op die plek kan wees waar ons, wanneer hy kom, hom kan ontmoet. Daarom is dit belangrik dat ek en jy vandag opnuut weer sal besef dat God gee om. Hy gee vir jou, hy maak jou nie net gesond nie. Hy gee vir jou 'n oorvloed van sy guns en genade, en hy gee ook vir jou 'n hoopvolle toekoms, waar jy eendag, wanneer die lewe op hierdie aarde verby is, vir ewig en vir altyd saam met hom gaan wees. Omdat hy omgee, omdat hy besorg is, omdat hy wil hê dat met ons in alles goed mag gaan, omdat hy na ons toe uitgedraai het, toe ons verlore was, omdat hy ons wonde verbind het en met sy olie en met sy wyn of sy bloed dit versorg het. Toe ons nie self kon loop nie, het hy ons op sy paktuur geneem. Hy het vir ons 'n veilige plek, 'n veilige hawe gegee. Hy het ons skuld vir ons betaal en hy het ons 'n verwagting gegee. Vir die eenvoudige rede, hy gee om. Dit maak nie saak wat jou omstandighede vandag is nie. Ek wil vandag vir jou sê, God gee om. God is besorg oor jou. God wil hê dat dit met jou in alles goed mag gaan. In die 3de hoofstuk boek van Johannes sê hy, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan. Ek wil vandag vir jou sê, God wil hê dat met jou in alles goed moet gaan, dat jy genoeg sal hê. En wanneer die storm kom, dat jy nie bekommerd sal wees nie. Soos Dawid in Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek vrees nie, want ek is veilig in God se hand. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ek wil vir u vandag bemoedig met 1 Petrus 5 vers 7 wat sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy gee vir julle om, en hy sorg vir julle. God sal jou nooit in die steek laat nie. God sal jou nooit net by jou verby beweeg nie. God is die een wat sal uitdraai, soos die Samaritaan. God is die een wat sal moeite doen met jou. God is die een wat vir jou sal dra, wanneer jy nie dit jouself kan dra nie. God is die een wat vir jou die oorwinning gee, en die verwagting, en 'n hoopvolle toekoms gee. So skep moed, hou vas aan die woord van die Here, want hy is genadig
en regverdig en onse God is 'n ontfermer. Hy bekommer hom oor ons. En daarom kan jy vandag, al sit jy op moedverloorse vlakte, al is jy op 'n plek waar dit vir jou voel of die lewe uit jou uitgaan, weet verseker dat die Here is die een wat omgee en hy is die ene wat help. Soos Psalm 68 vers 20 sê, dag na dag dra hy ons. Mag God jou dra. In sy ontferming, in sy omgee, mag jy beleef dat God is die ene wat vandag ook na jou uitdraai om vir jou te help, sodat jy die oorwinning kan beleef, God se genade kan beleef, God se guns en God se goedheid kan beleef. Want dit is wat God vir jou in gedagte het. As jy vandag op 'n plek is waar hierdie man gelê het wat deur die rowers aangeval was, miskien is jy die een wat vandag stikkend is. Miskien is jy die een wat sê, Here, dit is klaar, dis verby, maar ek gaan U nog een keer vertrou. Ek hoop nog steeds, ek gaan nie toegee nie. Ek gaan nie my oorgee nie, maar ek gaan U vertrou dat U na my sal uitdraai. As dit jy is en jy sê vandag vir my, pastoor, bid net saam met my, dat ek my oë op die Here sal hou. My oë sal hou op die een wat omgee, op die ene wat 'n ontfermer is, wat besorgd is oor my, wat wil vir my laat ervaar, ek is nie alleen in hierdie stryd nie. En as jy vandag by my gebed wil ingesluit wees, buig jou hart, sê Here, al lê ek langs die pad, al wil niemand na my uitdraai nie, dan weet ek die Here sal na my uitdraai. En die Here sal kom, en die Here sal my omstandighede verander. Die Here sal vir my deurkom, die Here is my uitkoms, die Here is my krag, en die Here is my hoop. Bid ek graag saam met jou. Hemelse Vader, ek bid nou vir hulle, wat langs die lewenspad lê, en miskien stikkend en is, en besig is om dood te bloei. Dan bid ek dat U in U genade, U wat die ontfermer is, U wat bekommerd is oor ons, wat besorgd is oor ons, Here, sal U nie vandag uitdraai na hierdie mense toe, wat vandag na U uitreik nie. Dankie Here, dat U die antwoorder van gebed is. Dankie Here, dat U die een is wat die stille gebed hoor. Net 'n versigtiging, 'n smeeking, Here. Dankie dat die omstandighede verander. Dankie vir die getuienis wat ons gaan hoor as gevolg van die feit dat Jesus uitgedraai het, dat Jesus wonde verbind het, dat Jesus iemand op sy pakdier gelaai het, vir hom 'n veilige hawe gebring het, sy skuld betaal het. Dankie Here. Dit maak nie saak of dit 'n fisiese of 'n geestelike ding is nie. Maar my God, by U is alle dinge moontlik. Ek dank U dat U in hierdie dag U hand van genade uitsteek en mense aanraak en wonderbaarlik vir hulle sal deurkom in Jesus naam. Amen.